Bring die swepe terug en MC Schoeman. Vanoggend op pad werk toe skakel ek in op Groot FM, my nuwe huidige gunsteling radiostasie. Hulle het goeie onderhoude met baie inspirerende persone. Hulle speel baie lekker musiek, van mooi geestelike musiek tot tonne Afrikaanse musiek en lekker golden oldies. Ek het vanoggend weer 'n mooi seëning gehad van Secret Garden van Bruce Springsteen. And the crowd goes, "Aww." Maar vanoggend op pad werk toe, het hulle alweer 'n baie interessante onderhoud met Tannie MC Schoeman. En ek glimlag van oor tot oor. As jong dogtertjie in my ma se huis was ek liggies bang vir Tannie MC. Maar nou 15 jaar later, terwyl ek na haar luister op die radio, soek ek in my onderbewussyn die like knoppie op my radio se radiostasie, op my motor se radiostasie. Want so verwarm sy my hart met die goeie raad en die raakvat advies en verduidelikings wat sy gee. Ek het nou onlangs een van my artikels op my bucketlist geadresseer, om ten minste een Wilbur Smith boek klaar te lees. Met noue navorsing beveel my een vriendin en 'n ywerige leser van Wilbur Smith, ek dink sy het al sy boeke gelees, sy beveel aan ek begin met River God. En wat my baie verbaas het, was eerstens hoeveel die boek eintlik die prentjie inkleer vir die Bybel. Want nou het ek 'n baie dieper insig tot die kultuur en tradisies van die Egiptenare. Dalk nog 'n onderwerp vir nog 'n video. Maar wat my ook bygeval het, was die hoeveelheid respek wat die mede-inwoners vir mekaar gehad het. Respek met 'n hoofletter R. En alhoewel hulle as barbaars bestempel kan word met onmanliking, hofamptenare of eunuchs wat gekastreer is, tonge wat uitgesny word, houe, publieke teregstellings. Alhoewel hulle al die barbaarse goed gedoen het hulle ongelooflike baie respek vir mekaar. En ek dink by myself, waar mis ons die lyn? Het jy al agtergekom hoe min respek het mense deesdae vir mekaar? Hulle breek beloftes. Ek sal dit nou vir jou stuur en dan vind die nou nooit plaas nie. Hulle bevestig om 'n funksie by te woon, net om te kanselleer op nommer 99. Hulle tydsbeplanning is swak. Ons almal ken daardie mense wat altyd laat is vir alles. En dan die groot hartseer. Die hoeveelheid woorde, pile, kritiek wat mense gooi na mense agter hulle rug, sonder dat die mense eers teenwoordig kan wees om hulle self te verdedig. Jy arriveer by mense se huis nadat jy uitgenooi is, net om te ontdek hulle is eintlik so besig met ander dinge om enigstens vir jou aandag te gee. Hulle is of konstant op hulle fone of besig met iets anders. En so op hierdie punt het ek al herhaaldelike kere gedink, bring die swepe terug. Ek weet dit klink radikaal, maar hoekom het die mense in antieke tye soveel meer respek gehad vir mekaar in vergelyking met vandag? En in my hele uitredenasie in my kop, luister ek na MC Schoeman se onderwerp, waar sy die boustene lê vir mense wat goeie etiket het. En sy verduidelik, etiket is 'n tipe van vriendelikheid. Om goeie maniere vir ander te bewys is 'n tipe van vriendelikheid. En ek dink dadelik aan die Galasiërs 5 vers 22 versie, van die vrugte van die Heilige Gees. En in my kop maak ek 'n opsomming van die verskillende mense wat ek ken. Ware geesvervulde gelowiges het sommer natuurlik meer etiket en maniere. En ek besef ook dat etiket en goeie maniere is 'n tipe van liefde wat jy uitdeel vir mense rondom jou. MC Schoeman vat dit 'n stappie verder om te sê, indien jy uitgenooi word na Buckingham Palace, moet jy weet hoe om voor 'n koningin te staan. En net daar op daardie oomblik het sy my volle aandag, want ek is mos 'n prinses, so ek luister volkome. En sy verduidelik dat dit is die rede hoekom ons so bedagtig moet wees op die klein dingetjies om dit reg te doen, om goeie maniere oral uit te leef. So besef ek dat my oplossing vir die probleem is nie bring die swepe terug nie. Dis eintlik glad nie die regte oplossing nie. Maar eerder knieë tyd.
dat om te bid dat almal rondom my moet vervul wees met die Galasiërs 5:22 tipe vriendelikheid. En dalk het hulle meer etiket bewys as MC Skuman.